AWFM Agri gesels met Stefan Nel, die besturende direkteur van Case IH in Suid-Afrika. Stefan, ons is vandag hier by 'n baie opwindende dag. Dit is die demo dag van die Steiger 715 wat julle gister in Bloemfontein bekend gestel het. Dit was baie opwindend geweest om uiteindelik hierdie masjien in te bring. Natuurlik is hy so 'n paar maande terug in Amerika, in Noord-Amerika geloods by die Farm Progress Show. En ons weet daar's baie van ons boere wat soontoe gaan en gaan kyk het. So die navraag het al deurgekom nog voor ons die masjien in die land gehad het. Maar ek dink die groot opwinding van die Steiger is natuurlik omdat dit die grootste een in ons stal is. Ons het nie so 'n ander groot trekker nie en ek dink ons is al redelik opwindend met sy ontwerp ook. Ons het gesien hy het 'n ander engine kap wat op is en sy ontwerp het bietjie verander teen die ou tradisionele Steigers wat ons gehad het. So hy begin inpas by ons groter produkreeks van die Pumas en die Magnums en die Optims met daai moderne, kom ek sê maar, voorkoms wat dit het. So dit is esteties is dit vir ons nogal 'n nuwe skuif om 'n Steiger te sien wat so lyk. Maar ek dink die groot omwinning gaan oor die pure krag wat daai masjien in het en op sy onderstel, veral op sy risverbandstelsel waar daar baie navorsing en ontwikkeling in is. Ons weet risverbande veral in 'n nat seisoen is 'n groot aanvraag en veral vir sekere praktyke wat ons groter implemente sien agter masjiene, is dit belangrik om meer krag vir die implement te hê om te kan werk. Maar ons weet die onderhoud is ook baie hoog en ek dink daar's sekere tegnologieë binne in hierdie risverbandstelsel hoe hy ontwerp is en daar's van daai goed wat patente op het wat ek dink ons met tyd sal leer of ons lewensduur op 'n risverbandstelsel kan rek, want dit is een van die pynpunte wat ons weet in die industrie sit. Wêreldleiend as dit kom by verminderde grondkompaksie. Ek wil nou staan hier so in die bane waar hy gery het, sak ons weg. Maar behalwe vir dit, wat se ander voordele is daar? Natuurlik 'n knakkertrekker soos wat ons dit maar noem. Daar is 'n paar vervaardigers wat knakkertrekkers bou. Dit is 'n groot stuk toerusting. Hy is lank. Hy ek wil nou nie sê is lomp nie, maar jy het spasie nodig om te werk, tipies met sleepimplemente wat nou maar die standaard praktyk is. Ja, daar is 'n 3-punt baie sterk is vir mense wat bietjie dieper wil grond bewerk met die 3-punt agterop, maar ek dink oorhoofs wat uniek is aan die Steiger buite 'n grondkompaksie wat 'n belangrike faktor is in hoe die ontwerpstelsel werk. Ons het nou gisteraand bietjie dit weer ook aan die boere verduidelik en sê waar ons onsself bietjie anders kom ons sê posisioneer as kompetisie in die mark is, waar ons trekstang kom in die middel van die trekker af. So ons sit met 'n gelyke krag al 4 die risverbande op die grond neer. En dit het natuurlik 'n impak op jou kompaksie soos jy nou regtelik genoem het, maar ek dink jou kompaksie het ook 'n groot rol wat dit speel met die implement wat jy agter jou trekker sit, maar natuurlik dit het 'n groot impak. Maar die ontwerp van ons trekker en hoe daar klein goedjies is, soos net hoe die trap outomaties saam beweeg soos die trekker, daar kon ons draairadius verminder. En hy bly op dieselfde spoor. So ek dink dit is op jou punt van jou land, jy wil maksimum van jou land kan bewerk en waar daai groot trekker met die groot implement draai, wil ons minimum of maksimum, kom ons sê maar, voordeel kry uit ons draairadius uit en 'n minimum draairadius kry. En dit is een van die dinge wat vir my uitstaan in hoe die nuwe Steiger ook ontwerp is en wat baie sterk is in sy stelsel. Ons engine, ons grootste engine in ons reeks. Ons is die eerste keer wat ons die 16 liter FTP engine in 'n masjien het natuurlik. Ek meen dis 'n enorme stuk krag wat daai masjien uitsit, maar wat interessant is van oor die algemeen is ons is nou die 715, so dis 715 perdekrag, 533 kW, maar dit is gemeet op 'n sekere revolusies. Dit is nie sy maksimum nie. Dit is waar ons sien die trekker optimaal sy werk verrig. Maar waar jy in 'n moeiliker kondisie kom met jou grond en jy moet 'n bietjie harder werk van die masjien af kry, dan kan hy opgaan tot by 580 kW. En ek dink dit is waar 'n groot verskil van Case se produkte inkom in die manier hoe die tegnologie in en om die engine werk is om 'n brandstofbesparing te gee. En ons sien deur die bank dat as ons masjiene in die veld sit, ons brandstofbesparing is een van ons sleutelkomponente in ons engine ontwerpe, en dan daarmee saam gaan natuurlik jou transmissie en jou aandrywing om meer krag fisies wat jy van jou engine afkry deur jou transmissie op die grond fisies te sit en dit nie in die stelsel te verloor nie. En dit is ook wat 'n groot ding op jou traksie is, waar jy jou krag optimaal kan benut op jou trekker, want op die einde betaal jy R1 per kilowatt vir 'n masjien, en dit is 'n paar rand wat jy moet uithaal vir die Steiger. Ons gemiddeld het ons nou so vinnig uitgewerk, is so R4000 per kilowatt meer as jou standaard gemiddelde groot perdekragtrekkers of groot kilowatt trekkers wat ons sien. So, maar dit is die tegnologie komponente wat binne daai trekker is, binne in die engine, binne in die dryflyn, binne in die verkoelingsstelsel, sy hidroliese kapasiteit, sy olie. Daar's 'n baie interessante
som wat ons kan maak rondom die aantal olie wat in die masjien gooi teen die vorige modelle en hoe gereeld jy dit moet vervang en ons weet dis 'n groot uitgawe op die einde van die dag is daai smeermiddels en olies wat ons moet sit om die masjien in die loop te hou saam met die brandstof. So die masjien is baie tegnologie binne en wat daai kom ons sê onderhoudskoste optimaal benut en dit makliker te maak in die masjien te werk om arbeidsure weer te verminder. So daar's 'n klomp klein goedjies wat binne in die masjien verander het wat ek dink nou baie mense nie van bewus is nie en dit is waar ons op die einde van die dag vir elke rand en sent wil ons seker maak daar's 'n waarde wat ons teruggee na die produsent toe. Ons kan sien vandag, ons het vir Sandira hier van Farmers Weekly, novice in trekkerbestuur en hierdie masjien doen baie dinge vir jou. Die hele ding is so geautomatiseer dat ek kan byvoorbeeld op my foon nou ingaan, dan kan ek presies sien wat op daai skerm aangaan. Maar die hele ding is, hulle wil dit so simplify dat enige operateur basies met 'n druk van 'n knoppie die hele trekker kan beheer. Met dit nou 'n bietjie uitbrei op dit. Jy het auto guidance op hierdie trekker. So wat auto guidance is, dit is basies repeatability van lyne. En as jy kan spaar om nie dubbel keer oor 'n lyn te gaan nie, dan is dit diesel wat jy bespaar en net op die breër spektrum is dit onnodige uitgawes op jou masjiene en slytasie en al daai klas van goed. And how does the seat feel? The seat is very comfortable. There's not much bouncing around. Yeah, because what were the stats on that vibrations? Yeah, so this is the normal standard tracks that we have still on it, but it does have a significant increase in comfortability. So then we have the HCS tracks. That's a full hydraulic system, which allows you each idler wheel on the track can move 11 degrees by its own. So that improves the total overall performance of the tractor as well. So what we saw is when during field work, we get about an 81% increase in the comfortability inside. And during transport, when you're on the road, then we get about a 42% increase in comfortability. Wat is belangrik vir 'n produsent om te weet wanneer hulle met toerusting werk, wanneer die toerusting te warm raak? Ja, ek dink die groot ding en die belangrikste ding wat 'n mens moet besef is, jy moet die regte implemente met die regte kondisies ook vergelyk. So werk jou engine in die regte rad, regte RPMs. Daar's soveel baie faktore wat 'n mens in ag moet neem om 'n trekker suksesvol te laat hardloop. Ek dink die groot ding is net ons het gegaan ook en ons het 'n hele ander stelsel ontwikkel op hierdie trekker wat bietjie baie breër en baie raamwerk het rondom verkoeling. OFM Landbou Nuus.